Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek lees daar in Matteus 11 nogal 'n aardige ding. Ek lees van Johannes die Doper wat in die tronk is. En dan stuur hy sy disippels en sê: "Gaan vra vir Jesus." Daar in vers 3: "Is U die een?" Johannes die Doper, die man wat self Jesus gedoop het. Die man wat uitgeroep het: "Daar is die lam van God." Sit in die tronk. Donker, gevaarlik, seker nie lekker nie. Sy omstandigheid het verander. Sy wêreld het kleiner geword en sy situasie het swaar geword. En uit moedeloosheid vra hy: "Is Jesus die een?" En daar in die donker van twyfel stuur hy hierdie vraag uit. Hy stuur disippels uit. Hy maak moeite. Jesus, is U die een? Nie omdat hy nie meer weet of Jesus die een is nie, maar omdat sy hart moeg geword het. Twyfel kom nie altyd omdat ons swak is nie. Soms kom dit net eenvoudig omdat die storms in ons lewens te lank aanhou. En onthou, twyfel beteken nie dat jou geloof weg is of verloor het nie. Jesus het Johannes nie veroordeel nie. Sy geloof was nie weg nie. Hy was swak. En hy het gesê: "Jesus, is U die een?" En Jesus antwoord nie kwaai en sê: "Hoe durf jy twyfel nie? Hoe durf jy vra of ek die een is nie?" Hy antwoord net eenvoudig. Hy sê: "Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes hoop, dowes hoor en vreemdes word aangeraak." Jesus antwoord twyfel nie met skelwoorde nie, maar met 'n getuienis van God se werk. Wanneer jy twyfel, is Jesus nie kwaad vir jou nie. Hy is nie teleurgesteld in jou nie. Hy wys jou net weer wat hy kan doen en wie hy is. Onthou, Jesus is altyd groter as jou omstandigheid. Johannes sien net 'n tronk, maar Jesus sien uitkoms. Hy sien 'n wonderwerk. Jou twyfel praat uit jou emosies uit, maar Jesus praat uit sy waarheid uit. Al voel dit vir jou of jy in 'n tronkseisoen sit, vasgevang, moeg, uitgeput, sleg, lelik, Jesus antwoorde bly altyd dieselfde. Ja, ek is die een. En as jy nie alles verstaan nie, hou net aan met glo. Want twyfel vra: waar is Jesus? Geloof sê: hy is hier, selfs al voel ek dit nie. Jesus het Johannes se hart versterk, sonder om situasie onmiddellik te verander. Soms verander Jesus nie jou omstandigheid nie. Hy wil net jou hart verander. En dan fluister hy: moenie twyfel nie. Ek is die een. Ek is nog steeds genoeg. En wanneer die lewe jou vasdruk, wanneer jou tronk daar lank raak, wanneer jy begin vra in jou hart: is Jesus nog steeds die een? Is Jesus nog steeds die Messias? Hy is nog steeds getrou. Hy is nog steeds die een. Moenie bekommerd wees nie. Jou verlossing is om die draai. Here, dankie dat ons vanmôre net weer kan besef: U is die een. Amen.